Dag sê, ons is vandag gaan ons 'n bietjie saamgesels oor hoe luister jy en met watter oor luister jy? Ons gaan 'n baie bekende gedeelte vandag lees. So pos gou-gou en dan lees jy Lukas 8 vers 4 tot 21. Nou daar's twee besluite wat krities belangrik is in elke persoon se lewe. Die eerste is jou besluit is of jy Jesus as persoonlike verlosser aanvaar. Nou in die eerste gedeelte van dit wat ons oor gaan praat, gaan ons juist 'n bietjie daarna kyk, maar hierdie gedeelte gaan eintlik meer oor die tweede besluit, wat gaan oor disippelskap. Gaan jy Jesus volkome volg? Nou in vers 4 tot 8 roep God ons almal om die woord van God te hoor. Die saaier saai sy saad en dit val op die pad, op die rotse, tussen die dorings en tussen die goeie grond. En die slotsom van die gelykenis is, terwyl hy dit sê, roep hy uit, laat die wat ore het om te hoor luister. Terwyl hy dit sê, roep hy uit, laat die wat ore het om te hoor luister. Nou jy hoor Jesus dikwels sê, laat elkeen wat ore het om te hoor luister. Nou jy mag vir jouself die vraag afvra, wie het nie ore nie? Byna almal het. Maar die gesegde gaan juist daaroor, dat 'n persoon ore mag hê maar nie luister nie. Dis baie ma's se algemene klagte oor hulle mans en hulle kinders. Hulle sê mos, hulle hoor net wat hulle wil hoor. Nou dis die ding met God se woord. Jy moet jou toewy om dit te hoor. Jy moet jou ore op God se woord instel en jy moet jou aptyt daarvoor oefen. Jy moet ingestel wees om te hoor, jouself te verloon en bereid wees om gehoorsaam te wees. Jesus roep ons om te luister as ons ore het. Met ander woorde, die Here roep ons om te verstaan en te gehoorsaam, nie net die klanke van die woorde te herken en weet wat dit beteken nie. Sommige gelowiges het gewoond geraak daaraan om preke te hoor wat hulle vermaak. Hulle hou van preke met baie stories, illustrasies, met humor en af en toe so slim kinkel. En terwyl prediking interessant en boeiend moet wees, is prediking nie vermaak nie. Prediking moet heel anders wees. In ons kultuur is vermaak normaalweg heeltemal passief. Mense staar eindloos na skerms. Maar met prediking moet mens ten volle wakker en gereed wees om na die woord van God te kom en om verander te word, en om die werk te doen wat ware luister van my en vir jou vra. Dit moet ons bring om gehoorsaam te word. In vers 9 tot 15 help ons om te sien, om die woord van God te hoor, is omtrent soos geestelike oorlogvoering. Die disippels vra vir Jesus om die betekenis van die gelykenis te verduidelik. Hulle wil weet wat aangaan met die pad en die voëls en die rotse en die dorings en wat die saad verstrik. En daarom verduidelik Jesus die gelykenis. Gelykenisse is nie bedoel om reël vir reël geïnterpreteer te word nie. Gelykenisse is 'n storie met 'n boodskap. Nou Jesus verduidelik hierdie simbole van die saad is die woord van God. En dan verduidelik Jesus dat daar 3 verskillende maniere is om die woord wat gesaai is te hoor. 'n Oor wat nie waarde heg aan God of sy woord nie, en toelaat dat die woord weggevat word van hulle. Die woord kry nie eens kans om in hulle harte te groei nie. Jesus sê pertinent, die duiwel kom steel dit, en dat voordat dit kan wortel skiet. Dis asof dit uit die mense hart uitgepluk word. En hoekom? 'n Oorlog word gevoer op die grond van elke mens hart. Die duiwel is uit om ons te verhoed dat mense gered word. Wil hê dat mense nie vir God moet ken nie. En daarom is dit so belangrik om ons harte te bewaar, soos ons in Spreuke 4 vers 23 lees. Bewaak jou hart meer as alles, want dit is die bron van die lewe. 'n Oor van gemak, lees ons iets daarvan in vers 13. Alhoewel sommige mense die woord met blydskap ontvang het, maar die oomblik wanneer daar probleme is, en dit moeilik gaan, dan gee hulle op. Op God en sy woord. Geen wonder as Jesus ons roep, verduidelik hy dat
om volgeling of om disipel te wees, gaan nie maklik wees nie. Aan almal wat oorwin sal die Here die kroon van die lewe gee. Lees ons in Openbaring 2 vers 10 tot 11. Derdens, dan is daar 'n oor wat dwaal. Die wêreld lok baie mense met sy valse geluk, plesier, rykdom en lok mense weg van God se woord, weg om dit te gehoorsaam. Mense neem met oorgawe God se woord aan en dan luister hulle na alles om hulle en hulle word op 'n manier weggelei om God se woord te gaan uitvoer en te gaan doen. Te veel Christene gee te veel om oor wêreldse mag, oor rykdom, skoonheid, kennis en die wêreldse koelnis. Die wêreld moedig jou aan om nooit na God se woord toe te gaan nie. Ons is selfs nou besig met oorlogvoering. Ons veg tans juis nou teen afleiding van die wêreld, van die vlees en van die duiwel. Wanneer ons luister selfs na 'n boodskap van God se woord, dan baie keer gaan ons gedagtes na maandagooggend se werk toe of na middagete vandag na die kerk toe. Ons sal oor en oor moet besluit of ons aan God se woord gaan vashou en of ons gaan wegkyk. Luister is nie 'n eenmaal gebeurtenis nie. Dis om elke dag aan te hou om te luister en om te doen wat God in sy woord vir my en vir jou vra. 'n Hart met goeie grond bied die enigste teenmiddel vir die wêreld, vir die vlees en vir die duiwel. Vers 15 beskryf sulke harte. Ons wen die geestelike oorlog van luister wanneer ons aan die woord van God vashou, soos 'n soldaat wat opgelei is om nooit sy wapen te verloor of hom oor te gee nie. Ons doen dit as ons harte eerlik en bereidwillig is. Met ander woorde, as ons die woord van God lees vir wat dit werklik is, die woord van God self. Ons ontvang dit nie om onsself te regverdig nie. Ons sny nie die moeilike dele uit nie. Ons kies en keer nie wat ons glo nie. Ons ontvang dit alles met 'n bereidwilligheid in ons harte om dit te gaan doen, om dit te glo wat ons geleer word. Ons wen die oorlog vir die woord wanneer ons daarna streef om te gaan vrug dra, om dit te gaan uitleef. Dan vers 16 tot 18. Die volgende gedeelte help ons nog verder om te verstaan dat dit gaan oor om na God te luister. Ons interpreteer so baie die gedeelte in terme van finansiële terme. As ons die woordjie het, hoor, dan dink ons aan materiële goed wat ek en jy het. Maar hier, wat die teks vir ons wil help verstaan is, hoe meer ons hoor en luister, hoe meer ontvang ons. Hoe minder ons hoor of luister, hoe meer verloor ons. Dit is die punt van die tweede gelykenis. Die Here vergelyk die woord van God met 'n lamp of met 'n kers. Niemand sit 'n lamp onder 'n kruik of onder 'n bed nie. Ons steek nie die lig weg nie. Ons laat dit skyn. Vers 17 vertel vir ons hoekom. Die woord openbaar alles. Ons kan nie dinge vir God wegsteek nie. God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Hy stuur sy woord in die wêreld en dit ontbloot juis die duisternis. Ons lees in Johannes 3 hierdie mooi gedeelte. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Jesus sê, alles kom uit die lig van God se woord. Hoe meer van God se woord ons na luister, hoe meer daarvan ontvang ons. Hoe meer ons God se woord verwaarloos, hoe meer daarvan verloor ons. Om meer van God se woord te ontvang en om daarna te luister, is om meer van God te ontvang. Hoe minder ons van God se woord hoor, is hoe minder gaan ons eintlik saam met God, want ons doen dit dan nie. Dis nie asof ons die woord op een slag hoor en die res van ons lewe daarvan kan leef nie. Ons moet aanhou om met die woord besig te wees, sodat dit kan aanhou om ons te vul en te verander. Ons gaan of vorentoe saam met God, of ons bly alleen agter. Daar is geen neutrale grond nie. Hoe meer ons luister,
hoe meer ontvang ons. Hoe minder ons luister, hoe meer verloor ons. Hoe meer ons God se woord ontvang, hoe meer kry ons die aptyd vir sy woord. Hoe meer honger is ons daarvoor. Hoe meer ons onsself gee vir God, hoe meer ontvang ons. Maar hoe meer ons terughou, hoe meer word van ons af weggeneem. Is dit nie 'n perfekte beskrywing van hoe ons onsself soms op geestelike droë plekke kry nie? Ons het nie doelbewus na 'n woestynplek gesoek nie. Ons het eendag ons stilte tyd oorgeslaan. Ons kan nog steeds half so vaag weg gister se vervulling van gister se stilte tyd ervaar. So ons het redelik 'n goeie dag gehad. Ten spyte daarvan dat ons vandag nie die woord gelees of oordink het nie. Die tweede dag het ons gedink, dit het gister goed gegaan. So ek sal weer môre. Die derde dag het ons so 'n bietjie skuldig gevoel. So ons het gedink, ons kry ten minste 'n klein stukkie van die woord in die oggend in die kar terwyl ons die gospelliedere op pad werk toe speel. Nou die vierde dag het jy jou stilte tyd, maar dit is nie so diep soos verlede week nie. Nou voel dit moeiliker om God se woord te lees. Bid raak moeiliker. So jy mis nog 'n dag of twee voordat jy probeer om jou pad terug na die woord toe. En voor jy jou kan kry, het jy 'n paar weke verbygegaan vandat God se woord met jou gepraat het. Jy is ook nie meer so vrugbaar in jou diens vir God nie. Daar is te veel dinge op jou skinkbord en ek stel dit uit na wanneer ek nie so besig gaan wees nie. Vinnig kry jy jouself dat jy lauwarm is. Die belofte van die eerste helfte van vers 18 is dat as jy weer begin deur in die woord te gaan delf en God gaan opsoek, dan gaan jy meer van God kry en dan gaan jy meer van sy woord kry. Maak die droë plekke van jou hart vrugbaar met tyd by God en by sy woord, saam met sy woord. En die woestyn sal met waarheid begin blom en jy sal gehoorsaam word en baie vrugte dra in diens van God. Hoe meer jy jouself voed met God se woord, hoe meer gaan jy vrug dra. Die resultaat sal dit wees. Dit wat ons lees in vers 19 en 20. As ons die woord gehoorsaam, sal dit ons lojaliteit verander. In vers 19 gaan ons oor waar van Jesus se gelykenis na die aksie, na 'n wonderwerk in hierdie hoofstuk. Die Here se aardse moeder en broers kom na hom toe. Hulle kan hom nie bereik as gevolg van die skares nie. En Jesus se reaksie skok ons selfs nog vandag. My moeder en my broers is hulle wat die woord van God hoor en doen. Hierdie woorde bly ons verbaas. Hy noem die woord van God hoor en doen sy bloedfamilie. Ons verbintenis met God en sy woord verander ons verhoudings en ons lojaliteit. Die aktiewe gehoorsaamheid van 'n volgeling van die woord van God skep eintlik in 'n gelowige 'n hoër lojaliteit as selfs aan jou naaste aardse verhoudings. Jesus is nie disrespekvol teen ouerskap nie. In plaas daarvan wys die Here ons op die feit dat daar 'n groter Vader is aan wie ons hoogste lojaliteit verskuldig is. Ons hemelse Vader kom voor ons aardse moeders en broers. Hoe meer ons God se woord gehoorsaam, hoe meer het ons ingemeen met ander wat God se woord gehoorsaam en die Here dien. Ons bevind onsself nader aan hulle wat God se woord gehoorsaam en saam met ons die Here dien. Hulle word meer as ons bloedfamilie, nader as ons bloedfamilie. In Christus het ons nou 'n nuwe familie met wie ons probeer om God se woord uit te leef en saam te gehoorsaam. Die woord van God smee nou nuwe bande en nuwe geleenthede. Die woord skep familie. Die woord van God wat gelees en gehoorsaam word, hou hierdie belofte van 'n nuwe en 'n beter familie in. Ons ontvang 100voudig broers en susters, vaders en moeders deur die woord van God. Dit is wat die plaaslike kerk moet wees, die familie van God, verenig deur gehoorsaamheid aan die woord van God, wat saamwerk daarvoor.
Dit is ook wanneer ons na God en sy woord luister, dat ons hart verander vir mense. Ons hart verander na binne, na mense in ons nuwe familie, wat saam met ons die Here dien. En dit verander ons hart na buite toe, wanneer ons ook die woord van ons hart ook na buite toe, na mense juist buitekant. En dit gaan ons juist volgende week begin, van volgende week af raak sien in ons reeks, is dat as God se woord so in ons harte werk, dan verander dit ons harte ook na die mense buite die gemeente, en waarvoor God ons oproep om juist uit te reik, om hulle te bereik, sodat hulle ook deel van God se familie kan word. En so is dit so belangrik dat ek en jy met hart en siel in God se woord kom staan en 'n deel maak van my en jou lewe. Dat my en jou lewe vrugbaar is en oop is en gereed is om God se woord te ontvang. En hoe meer gehoorsaam ons aan God en sy woord word, hoe meer begin ek en jy vrug dra. En dis wat God begeer. Mag my en jou lewens jy so lyk. En mag ek en jy as God se familie aanhou om nader saam te werk, omdat ek en jy saam begeer om God te dien en gehoorsaam te wees. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Kom ons bid saam. Dankie Here. Dankie dat u woord lewens verander het. Lewensveranderend is. Here, dankie dat u woord lewensveranderend is. Dankie dat as ons in 'n verhouding met u staan, ons begin die woord lees, dan groei die honger. En Vader, ek weet nie waar elkeen vandag is nie, maar dan mag wees vandag mense wees wat hierna luister, wat dalk lou geraak het in die woord. En ek bid Vader dat u so in elkeen van ons harte sal kom werk, dat u ons sal terugroep na u woord toe. Terugroep sodat ons in 'n dieper verhouding met u staan. En ek bid vir elkeen wat na u toe kom en weer die woord oopmaak en opnuut met dit kom lees, bid ek Vader dat u 'n passie in hulle harte sal inbou, dat u 'n begeerte in hulle harte sal inbou om u te ken, die woord te ken, maar nie net om te hoor en te weet van u en dit wat u woord sê nie, maar dat u ook die passie in hulle harte sal kom plaas, sodat hulle dit sal graag wil doen en dit wil leef en gehoorsaam word aan alles wat u woord vir ons gee. En daarom bid ek Vader dat u ons kerk ook sal aanhou, u kerk, die gemeentes sal aanhou nader mekaar bind, dat ons nog nader as bloedfamilie aan mekaar sal wees, omdat ons u kinders is, ons is gebind deur Jesus Christus, en dat ons so van harte kan saamwerk, ook as ons na buite toe gaan om mense te bedien, en hulle in te nooi in 'n verhouding met u. Dankie vir volgens se woord, en mag u nou ook in lewens verander het in ons lewenswerk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lekker week vir jou.